Welkom by Koffie en Kwadrate. In die vorige les het ons eenvoudige vergelykings opgelos, maar vandag vat ons dit 'n stapie verder. En Vincent skree saam, sy dink ons kan dit doen. Nou gaan daar 2 bewerkings wees voordat ons by die veranderlike uitkom. So die goeie nuus is dat ons gebruik steeds presies dieselfde balansbeginsel. Ek gebruik altyd hierdie voorbeeld. As jy jou skoene aantrek en dan jou baadjie, hoe trek jy dit uit? Eers die baadjie, dan die skoene. Presies so werk vergelykings. Okay? So die lesdoel is dat jy 2-stap vergelykings kan oplos, die balansbeginsel steeds korrek toepas, verstaan dat bewerkings in die omgekeerde volgorde ongedaan maak en ja, dat jy jou antwoorde dan kan kontroleer. So, kom ons begin met 'n eenvoudige vergelyking. Sê nou maar ons het 2x plus 3 is 11. So, waar sal jy begin? Dink so 'n paar sekondes. As jy vir die video wil pause en dit self wil probeer, ek moedig jou aan om dit te doen. So, die balansbeginsel sê die volgende, en kom ons teken weer 'n skaaltjie. Okay? Aan die linkerkant het ons my foon lui. Aan die linkerkant het ons 2x plus 3 en aan die regterkant het ons 11. Alright? Die balansreël het nie verander nie. Okay? So wat jy aan die een kant doen, moet jy ook aan die ander kant doen. So die goue reël is, werk van buite na binne. Okay? Of maak die laaste bewerking eerste ongedaan. Okay, soos gebruik jou skoene en baadjie voorbeeld. Jy trek nie eers jou skoene uit as jou baadjie nog bo-oor is nie. Jy maak die laaste ding wat gebeur het eerste ongedaan. Okay? So kom ons doen 'n optel en vermenigvuldiging. So, kom ons bly by hierdie som van 2x plus 3 is gelyk aan 11. Wat gebeur laaste met x? Dis die plus 3. Ja, dus trek ons eers die 3 af. Okay, so ons het 2x plus 3 is gelyk aan 11. Ons trek 3 af van beide kante en daarom het ons nou 2x is gelyk aan 8. Okay? Nou, wat is die volgende ding wat met x, of wat is die volgende ding wat ons moet doen? Nou deel ons deur 2. Want ons wil dit ongedaan maak dat x alleen staan. So ons deel aan beide kante, deel 2. So ons sê x is gelyk aan 4. Nou kan jy dit kontroleer. Jy kan skryf 2 en jy stel 4 in, plus 3, dit gee vir jou 8 plus 3, en dit gee vir jou 11. So ons weet dit is reg. So kom ons doen nog 'n voorbeeld. Sê nou maar jy het 3x minus 5 is gelyk aan 16. So, wat word laaste met x gebeur? Wat gebeur laaste met x? Die minus 5. So, ons gaan plus 5 aan beide kante, want ons moet die teenoorgestelde doen. So, plus 5, daarom het ons nou 3x is gelyk aan 21. En nou, wat nou? Nou, deel ons deur 3 aan beide kante. En ons kry x is gelyk aan 7.
jy kontroleer dit, jy stel dit in, 3, waar x 7 is, minus 5, en dit gee vir jou, ek dink 21, minus 5, en dit gee vir jou 16. So nee, hierdie is gelyk aan hierdie, so ons weet dit is reg. Kom ons doen nog 'n voorbeeld. 4x minus 8 is 20. Ek skryf lelik. Wat gebeur laaste met x? Die minus 8. So wat doen ons? Ons plus 8 en ons plus 8. Daarom het ons nou 4x is 28. Nou doen ons die deel. So ons sê, gedeel deur 4 en gedeel deur 4. En ons antwoord is x is gelyk aan 7. Ja, 7, né? Alright. Kom ons doen deling en optelling. Okay. Deling en optelling lyk so. Sê nou maar jy het x gedeel deur 5 plus 4 is gelyk aan 10. So wat gebeur laaste? Dis die plus 4. So ons trek eers 4 af. Okay? So ons sê minus 4, minus 4. Okay? Nou het ons x gedeel deur 5 en ons het 6. Okay? So nou moet ons in plaas van deel, moet ons maal met 5 en maal met 5. En daarom het ons x is gelyk aan 30. Okay. Ek dink julle kry dit nou, of julle verstaan nou 'n bietjie beter. Ek wil net seker maak of daar nie dalk iets is wat ek vir julle kan gee nie, maar ek dink kom ons gaan aan tot die algemene foute, want my battery is amper pap. So, die algemene foute wat mense maak, is dat hulle eers deling en maal doen, wanneer daar, sê nou maar 'n plus of 'n minus is wat laaste gedoen word. So sê nou maar jy het 2x plus 3 is 11. En dan deel hulle eers deur 2. Jy moet eers die 3 ongedaan maak, okay? Die ander ding is, sê nou maar 3x minus 4 is 11. Dan trek hulle nog 'n 4 af in plaas van plus 4. So jy moet 4 bytel, nie aftel nie, okay? Die ander fout is dat jy net aan een kant verander. Sê nou maar jy het 2x plus 5 is 15 en jy minus net aan die een kant en jy doen niks aan hierdie kant nie. Dis ook verkeerd. Alright. Die minus 5 moet aan albei kante wees. En Vincent, my papegaai, stem saam. So, toets altyd jou antwoord. Dit neem 'n paar sekondes en dit vang baie keer baie foute, alright? So, jou eerste vraag wat jy kan vra is, wat gebeur laaste met die veranderlike? Sien julle waarmee ek sit? 'n voël wat heel dag langs skree. Okay, wat gebeur laaste met die veranderlike? Wat is die teenoorgestelde bewerking? Het ek dieselfde aan albei kante gedoen? As jy hierdie 3 vrae kan vra, sal jy die meeste 2-stap vergelykings korrek oplos. So, ek gaan net vir julle 'n mini vasvraag gee, wat julle op julle eie tyd kan doen, en in die comment section vir my jou antwoord gee. So, kom ons sê 2x plus 6 is 18. 5a minus 10 is 15. En
m gedeel deur 3 plus 2. Dis maak net daai 3 bietjie mooi. 3. Okay, plus 2 is gelyk aan 8 en 4y plus 8 is gelyk aan 24. En dan die laaste een dink ek moet wees wat van, kom ons kyk, 6x minus 12 is gelyk aan 24. Okay. So, ja, baie geluk julle. Julle het nou 'n 2-stap vergelyking opgelos. Onthou, werk van buite na binne en gebruik altyd die teenoorgestelde bewerking. Okay? Die balansbeginsel bly elke keer dieselfde. So in die volgende les gaan ons alles wat ons geleer het gebruik om woordsomme in algebra op te los. Jy gaan sien hoe ons alledaagse probleme in vergelykings kan omskep. So, ja, dan sien ek julle in die volgende een.